Cassie, ons weet dat motorsport en veral rally-ry behels baie druk en stres en fokus en dis 'n baie ernstige kategorie van motorsport. Maar is daar dalk 'n staaltjie of twee van 'n kom ons sê op 'n ligter noot van 'n insident wat jy met ons kan deel? Ek gaan nou nie rally ry op die oomblik, daar's baie van hulle. Kom ons begin by rally ry. Richard Leeke en myself is in Fred, dis die Hilux. En ons is in wat is die plek se naam in Maseru. En ons is die eerste dag van ons en was redelik bewolk en die koppelaar raak klaar. Nou in Maseru staan jy tussen niks en niks. Jy weet, gelukkig werk die twee rigting radio, gelukkig. En ons laat die diensspan weet waar ons staan, julle moet daar wag, ons gaan oor. Dis ons is 30 of 10 k's van julle af by die aansluiting. En die volgende, na so 'n uur sit maar dit motreën, hier kom 'n dame in die pad afgestap met 'n skinkbord en tee en sy kom bedien vir my en Richard Leeke lekker vars koppie tee in die middels van nêrens nie. Ek sal dit in my lewe nie vergeet. In my lewe sal ek dit nie vergeet nie, hoor. Fantasties. Was dit dan 'n lekker koppie tee rooibos of gewoon tee om Cassie? Luister, ek was so dors, ek het nie vrae gevra nie, ek het hom hele gesluk daai koppie tee. Jy weet, maar ek moet jou 'n storieetjie vertel. Jy weet, nou is ek weer terug by tyd in 'n Skyline daar toe. En dis internasionale tydrenne. Ons is voor op die kampioenskappe. En ons is daar, Hannes is net agter ons, ek dink daar so 3-4 sekondes verskil tussen ons. En in Addo Olifantpark, net langs Addo Olifantpark, is daar, dis die tweede laaste, voor ons by toe gaan, twee paas traject. En, maar ek weet nie wat ek gemaak het nie, ek weet nie, dit was Fiksterrad, voet toe nu ook om 'n draai, en ek glo ek het die regter voorwiel, het 'n klip getref. En ons val, en ons rol, en slaan toe nou neer, en ons lê, maar ek het toe nou nekbesering. Nou sit ek so skuins, die dak is plat. En is altyd vasgemaak in ons 4-punt harnasse, en Wiley sê vir my, is jy okay? Ek sê ja, hy sê nou start, laat ons ry. Dis Wiley Harrington, maar ek moet nou eers vertel. Nou het ek baie jare daarna in die Kaap, ons in die WRC kyk, my seun vat sy pa vir 'n naweek af, en ek is daar, ons drink 'n bier daar in die tent, 'n ou kom by my, hy sê, jy Cassie Coetzee, ek sê, dis reg. Hy sê, my naam is Loftus. Hy sê, ek is die ooggetuie van jou ongeluk. En nou toe is ek onmiddellik geïnteresseerd, wat het ek verkeerd gedoen? En dis heel interessant, maar nou lê ek op die wal en Wiley is in die kar, en hier kom die ambulans aan, en Wiley het ons noodhulpkassie uit. Jy weet, daar is pleisters en goedjies in, nou Wiley gee dit, ek hoor dit agterna, hy gee vir hulle die noodhulpkassie, hy sê vir hulle, ek weet nie wat suspenders het julle nodig. Wiley Harrington, ongelooflike mens gewees daar. En wat het die persoon toe gedeel, toe hy nou vertel van die, as die ooggetuie van die ongeluk, kon hy toe inligting gee? Ja, weet jy wat, hy kon nie, hy was 125 meter dat ons van waar as die bal geklap het, was tot stilstand gekom het op ons wiele, en ek het die voorreg gehad, toe ek so 'n paar jaar terug, te nooi hulle by die toe, en die wiel Skyline is daar, alles te vra asseblief, saam met Etienne Malherbe, Loftus, vat my net na Addo toe, en die plaas waar ons gejaag het, was sy paasinne, want tussen het die parkgarage gedeelte van sy plaas gekoop, toe gaan wys hy presies waar ons tot stilstand gekom het, maar het maak nie sin nie, dis 40 jaar later, die kontour, die pad is baie breër, ek kon nie, maar ek was op die plek gewees waar die verwoede ongeluk gehad het, en Hannes kon toe die kampioenskap het, so ek het dit vir hom op 'n skinkbord gegee. Ai, dis nou maar hoe dit partykeer gaan. Dit is ons tot vandag nog groot vriende. Dis goed, ja, ek wou nou net vra ook, hoe is die blywende verhoudings tussen veral daardie era se kompeteerders? Is julle nog almal in kontak, of het julle nog gereeld kontak? Ja, weet jy, as ek haar spel en sy, Kaspaas, dis mos my naam by Hannes, jy weet, en dan gesels ons, hy nou die dag vir jaar te belle kom eers, en ons gesels lekker, kyk, Hannes Grobber lag altyd,
En dis 'n wonderlike mensie daai hoor, eerlikwaar. Net Ja, ek is vriende Bux Carolyn, ek is groot vriende met Bux. Richard Schilling, as ek hom sien, miskien nog Swartkops. Ek kan my sien die ou met my kom sê wie hy is. Ek kan nie 'n gesig herken nie. My probleem is, hulle noem dit makulêre verkalking, hulle kan vir my niks doen nie. Maar ek het altyd iemand wat saam met my loop en as hy die mense ken, sê dis daai, ag, dis ongelooflik. Maar ek maak vrede met dit en ek is nog hier en ek is dankbaar. Ja, nee, ag dit is baie hartseer om dit ook so te hoor, maar ons is bly dat kom ons sê die beste van die saak gemaak word. En mense kan altyd terugval op die goeie herinneringe. Ja. Want ons is min wat oor is hoor. Regtig, ons is bitterlik min. Ja, so dit was 'n goue era gewees, 'n ander era van motorsport ook. Ja. Jy weet, so verlede jaar toe eet ek saam met Sarel daar by Checkers Flag en ek en hy sit om die tafel en ek sê van weet Sarel, tydrenne, veldwedrenne of rally ry, ons het in die beste tyd van motorsport toe ondersteun en hy sê ons was in die beste tyd van motorsport deelgeneem en dis die waarheid hoor. Ons was vriende, ons was vyande, ons het alles saam gedoen, ons het saam party gehou. Ja, nee, maar vandag is dit bietjie anderster hoor. Dit is bietjie anders. Ongelukkig. Ja. Ja. Jy kondig jou uittrede uit motorsport in die vroeë 2000s aan. So dis altyd moeilik seker om uit 'n sport, uit 'n professie te gaan en dit voorwel te roep. Hoe was daardie oorskakeling gewees na om na finaal die renhandskoene op te hang en te besef, okay, dit is die einde van my motorsport kompeterende era. Dit was nie 'n maklike besluit nie, glo vir my. En ek sou vir jou sê, ek het baie swak sig, ek het vreeslik sigprobleme. Ek kan nie mooi sien nie, maar as ek teen die TV sit, dan volg ek elke ding wat ek kan sien, moontlik, maar kan nie lees nie, ongelukkig nie. Dit was werklik op hierdie stadium, bly ek 'n ondersteuner, dit was moeilik om dit te aanvaar, jy het gevolg waar die uitslaa was, wie gewen, wie daai, jy bly belangs, definitief. So, maar motorsport sê nooit uit my uitkry nie, nooit nie. Ja, dis fantasties, en ook, ek dink, wat boekdele daarvan spreek is dat dit was ook nie die einde van die Coetzee naam op 'n nasionale vlak in motorsport nie, met oom Cassie se dogter Elfien Coetzee Vonk wat haar merk gemaak het in Suid-Afrika se motorsport in tydrenne en dan ook as in rallyry as navigator met verskeie beroemde oorwinnings en nasionale titels agter haar naam. Hoe was dit gewees om haar opkoms en haar sukses eerstehands te ervaar en te sien? Jy weet, Elwin het die leer van onderaf geklim, né? En ek sal nooit vergeet nie, die eerste tydren wat sy en Leroy gewen het, ek glo dit was die Kestrel tydren in Nelspruit, en Hendrik Verwoerd was die kommentator, en ek sal dit nooit vergeet, maar daar was 'n horde mense gewees, en hy sê, iewers in hierdie groot gemeenskap mense staan hier 'n baie trotse pa, jy weet, dit was wonderlik. Weet jy, en maar sy en Leroy, ek sê nou die dag vir iemand, onthou net, Alwin het baie meer bekers as wat haar pa het. So, en dis die waarheid hoor. Eerlik. Was daar gevalle gewees waar daar so 'n bietjie praktiese opleiding was met Elfien as navigator en oom Cassie agter die stuur? Glad nie. Ek het 'n seun Luan en vir Alwin, en ek roep hulle by mekaar, ek sê, luister, julle kan gaan vir 'n navigatorskursus, daar's julle geld, ek betaal dit, Alwin sê, dankie pa, ek vat dit, Luan het my so gekyk en sê, ek wil nie gaan navigeer nie, ek wil 'n bestuurder wees, maar ongelukkig het ek nooit geld gehad om vir Luan te help nie, en maar in elk geval, met al twee hande gegryp en sy, jy weet, en sy het 'n sukses daarvan gemaak, jy weet, maar ek moet jou eerlik sê, sy het net motorsport gehad, niks anders erin het in haar pad gekom en sy het regtig groot sukses behaal. Nee, dis fantasties om te gesien het ook hoe sy saam met van die top bestuurders in die land meegeding het en baie groot titels gewen het in tydrenne sowel as rallyry. Ek dink wat vir my ook uitstaan is toe sy met die jong bestuurder Jaden Els die woestynwedren se Road Dakar Challenge gewen het. Ja.
So baie groot rol wat sy daar gespeel het vir daai sukses. Ja. Ek is net jammer ons het nie nodige fondse bymekaar gekry om hulle twee oorsee te sê nie, want ek is eerlik met jou, Biden Els het daar al die potensiaal wat jy wil hê, hoor, werklik. En as ek hom so gekyk het voor verlede jaar en die jare daarna, Jaden is nie bang nie en hy kan en hy het groot potensiaal om baie goed te doen. Hy kort net 'n betroubare voertuig, hoor. Ja, dis baie waar. Dit is een van daai 4 komponente wat Onkasi genoem het wat so belangrik is vir sukses. Miskien as ons daarop 'n bietjie kan fokus, wat is jou gevoel oor die huidige stand van sake van rally ride in Suid-Afrika en dan ook wêreldwyd met veral die Dakar wat nou veral baie prominent is en nog meer prominent is en dan ook die wêreld rally ride kampioenskappe wat selfs in Suid-Afrika draai gemaak het. Wat is jou gevoel oor waar die stand van sake is beide nasionaal en internasionaal? Jy weet, ek's nou eerlik met jou. Ek praat van die veldwedrenne of rally ride is F1 rally ride. Dit is net so duur as F1. So dit is 'n ongelooflike bedrag geld wat betrokke is. En ongelukkig daar's soveel mense wat potensiaal het. Jong mense wat dit net nie kan bekostig nie. Dit is net buitensporig duur. En ek weet nie hoe lank kan hulle nog aanhou met dit nie. Ek weet regtig nie. Maar ontwikkeling moet heeltyd gebeur. As jy die Dakar vat, dis ongelooflik wat daar uitkom. Vat ons eie nasionale kampioenskap hier. Dis ongelooflik om daai motors te sien. Ek geniet dit elke oomblik. Daai verwikkeling, daai ontwikkeling wat hulle doen, die krag, die hantering, die remme, die onderstel. Weet jy, my mond hang oop. Dit is net wonderlik, maar ek hoop dit kan aangaan. Dit is net ongelooflik baie geld. Dit is ongelukkig, as jy agter so speen suig, weet ek nie hoe gaan jy ooit weer dit regkry nie. Daar kan ons reeds met 'n standaard voertuig ry per dag. Jy kom nie eens in telling as jy gaan daar met 'n standaard voertuig gaan deelneem. Ja, nee, dis baie waar. Dit is ongelukkig een van die kom ons sê die nadele van motorsport is die groot finansiële komponent wat dit dra, nie net in ek skat na rally ride maar ja, enige groot kompeterende formule. Maar ons hoop maar altyd dat die talent iewers raak gesien sal word en dat miskien die finansiële volhoubaarheid van 'n span ook gesien kan word om vir jong ouetjie 'n kans te gee om hulle naam vorentoe te vat. So ja, hooplik is daar nog kansse vir daardie talent om deur te kom. Ons daar iets wat ek kan byvoeg so sien. Ek wonder, miskien kan Onkasi my 'n antwoord ook gee. Ek dink daar's baie wat van die nuwerwetse voertuie wat Dakar deelneem, baie inligting wat deurkom weer na die fabrieke toe wat hulle kan gebruik om karre te ontwikkel en ook te verbeter. So daar is daar net 'n nadeel en nee, ek dink daar's baie voordele in die nuwe karre wat wêreldwyd dan nou deelneem. Of wat sê Onkasi? Ek gaan jou 100% ondersteun. As hulle klaar gejaag het, gaan alles terugteken word toe en daar word verbeteringe gebring in ons voertuie wat jy hier koop. Alles wat by elektriese klas voertuie kom of wat ook al. Ek ondersteun jou 100%. Want elke ding as jy klaar gejaag het, moet hy terug gaan teken word toe om 'n verbetering te doen vir die volgende wedren. Ek stem heeltemal saam met jou. Ek keer dit glad nie af nie, ek keer dit goed. Daar moet heeltyd ontwikkeling gedoen word. Ons kan nie agtertoe beweeg nie, ons moet vorentoe beweeg. Ten spyte van die koste, moenie ophou nie, gaan aan, ons karre word net altyd beter. Dan sê nee, dis waarom Onkasi. Vra, is daar 'n leemte wat oom voel in terme van die media dekking van veldrenne of rally ride in Suid-Afrika? Want ek kom baie keer agter, party van die ouens sê vir my, hulle weet nie regtig wat aangaan in terme van resultate nie. Dis moeilik om te weet wat die resultate is na wedrenne en dis meer. Jy praat waar, ek wat nou feitelik blind is, weet ek het verskriklik min sig. Kan niks sien nie, ek moet of vir Elwien vra, of vir Kobus Roos vra. Kobus, wat gebeur? Ek vra vir iemand, en as ek my telefoon is 'n tablet, dan vat ek 'n vergrootglas, ek kan nie lees op hom nie, maar ek kan 'n foto sien. Jy weet, dan kan ek nie agterkom wie is dit nie. So,
vir my, onthou ek is aan 'n ander afdeling wat blindheid betref, maar ek dink daar is regtig geleemte in resultate hoor. Ek veral by rally ry se uitslae en maar ek glo daar is regtig geleemte. Jy weet, baie keer ek dink Hannes Visser hulle doen in Waldo doen baie werk, maar ek het nou nie 'n TV nie hoor ek multi-choice nie, hoor ek nie mooi kan sien nie, ek dink is 'n mors van geld, maar ek dink daar is regtig geleemte hoor, eerlikwaar. En is ek reg dat oom die Toyota garage gehad het op Belfast? Nee, glad nie. Ek het 'n volstasie gehad, die mobile volstasie, en toe begin ek met die insleepdiens, en toe verkoop ek dit alles hoor. Wat dink ek, wat sal nogal nice wees, is Ja, as iemand nou baie geld het, en hulle gaan Ja. koop al daai ou voertuie op wat name het, soos ou Fred en al die Ja. ou karre, en hulle Ja. pak hulle in een stoor en hulle restoreer hulle. dankie. Dit sal dan Dankie. wonderlik wees. Hoorie, nou praat jy so in my kraam. Nou, weet jy, dan hoop ek maar hierdie lot. Koop ek maar 1-2 lyntjies. Ek hou nie tot 'n dobbel en maar ek drink nie, ek rook nie, so ek kan 'n lottokaartjie koop. En dan sê ek, die eerste ding wat ek koop is Fred. Die eerste ding wat ek koop is Fred. Jy moet uitvind, Fred is daar in Vryburg iewers te hoor. Hoor by Jannie Visser. Ek kan nie vir hom uitvind. Ek sal uitvind waar hy is. Asseblief. Ja. Ek dink as ek nie mis het nie, as hy daar oukie daar by Sannieshof ergens ter het hom gekoop, maar ek skiep vir oom uitvind waar is hy. Asseblief hoor. Hy het nie lank terug, het hy nog deel geneem nie. Regtig, nee. Ja. Ja, Ons het so, eendag daar, ek dink was Vryburg, waar was ons by mekaar ook so op die stoep storie gehad. Toe staan Fred daar. En nog 'n ding wat ek jou vertel, ek kom by Elfdien en een van haar verkoopsmense kom by my, Gerry. Hy sê, Cassie, ek het 'n persentjie vir jou. Ekskuus tog, ek het so 'n bos aan doen. Hy het 'n foto geneem waar ek die Rustenburg 400 doen en hy het vir my mooi staal oorspronklike Hilux gebou met Castrol kleure in 'n boksie in Engeland laat maak en dit is my persent naweek gewees, hoor. Dis te pragtig, hoor. Met ons name op, Richard en my naam op, hoor. Dis fantasties. ja, nee. Ek het so ek kan vir oom hierdie storie vertel. Ek dink dit was een van die eerste bats wat bekend gestel is. En daar's 'n foto van oom Cassie wat so daar by Bouwerspan 500 staan en langs hierdie eislike groot wiele. Weet, oom Cassie het na daai wiele gekyk van hoe kan 'n kar ry met sulke groot wiele terwyl ons bakkie sulke klein wieletjies het. Ek hoor jou, Isak, ek hoor jou. Ek weet nie of oom dit kan onthou nie. Maar Nee, ek kan nie, maar daai bat was ongelooflike karre, hoor. Regtig, hoor. Ja, nee, hulle het Ja, ingekom. Maar die bakkies het hulle toe daai wedren geklop. Ek onthou hulle het ingekom, mense het gedink hier gaan dinge nou begin swaai met daai eislike suspensie en eislike wiele, maar op die ou en toe die bakkies daai dag ook maar voorgery. Maar dit het deftig gereën, maar waar was span reën dit gewoonlik, dan kom die bats en die Sandmasters nie by ons vierwiel aangedrewe voertuie verby nie. Daar's nie 'n manier nie, hoor. Dit is nou maar die ding. Dis wat Hannes Grobler het altyd, of hy het vir ons gesê, toe ons met hom gesels het, toe sê hy, nee, daai ouens het altyd gedink hulle kan wen. Maar Ja. Maar Albert Bucks, jy dit nou wie jy maak mense wakker hier binne in my lewe, hoor. Ou Bucks Kerel, Richard Schilling, Derek Pinoy, weet jy, ja, daar's ongelooflike mense, man. Ongelooflike mense, regtig. ja, Wonderlik, hoor. Weet jy, ander wille ou was ou Klaus Tegner, hoor. Klaus Tegner. Ek weet nie of jy daai naam kan onthou. ek natuurlik, ja. Nee, daai man, my maat, hy was nie bang nie. Daai Duitser was nie bang nie, hoor. Nie uitgery, hoor. Nee, maar daar was 'n hele paar cowboys gewees, maar hulle het goed gedoen. Hulle het baie goed gedoen. Mens kan altyd terugval Natuurlijk. op die goeie herinneringe. Ja, Oom Cassie, ons wil net jy weet maar. ja, ons wil net op hierdie noot baie dankie sê vir oom Cassie Kutse vir sy deelname in ons potgooi. Ons hoop ook om weer in die toekoms iewers te kan gesels.
Dankie ook aan Stompie, my mede-aanbieder en aan al die luisteraars en ons sal Dankie, ek waardeer. Dankie. Hoorie vir julle twee wat die moeite doen, ek waardeer dit uit my hart uit. Baie dankie. Ons sal Dankie Isak en dankie om Cassie. Ons baie bevoorreg om met oom te kan gesels en ja, ons hoop ons kan net ons weer gesels en Dankie Stompie, dankie Isak, ek waardeer julle tyd, ek waardeer dit diep uit my hart uit. Dankie. Dalk as ek by Bronkhorstspruit is, gaan ek 'n plan maak. Kom sê my net dag want ek kan julle nie sien. Natuurlik. Ek vra mooi. Ek vra mooi. Ek gaan my bes doen om daar te wees. Brood asseblief, ek vra mooi asseblief. Ons gaan 'n plan maak. Kom nou maak dat ons moeite doen om daar te kom. Dankie asseblief tog. Ek vra mooi hoor. Brood asseblief. Oom Cassie, baie dankie nogmaals. Ons moet 'n lekker aand verder hê en geniet die lang naweek. Ek maak by die huis. Dankie julle twee. Lekker aand verder. Dankie. Baie Cassie, lekker aand. Totsiens. Baie dankie. Bye.